Sê die Here van die leerskare vanmôre, ek is dieselfde Jesus. Ek is die verheerse God. Halleluja. Julle maak vir julle sulke mense bymekaar. Helde sê die Here, maar hoor die woord van God, daar's een held. Sy naam is Jesus. Halleluja. Die ander helde sterwe. Maar hierdie held het gesterf vir jou sonde, sê die Here. Maar prys God, hy het opgestaan en hy lewe tot in alle ewigheid. Hoor die woord van die Here. Sê God vanmôre, geïnspireerd deur die Heilige Gees. Ek het gegaan om vir jou plek te berei, sê die Here. Maar ek kom weer, sê die Here, om te kom haal die wat myne is, sê die Here. God sê vanmôre, sorg, sê die Here, dat jy 'n skoon bruid sal wees, sê die Here van die leerskare. Vlekkeloos voor my, sê God. Want God se woord sê, waarsku jou vanmôre, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Ag pastoor, dit wat ek doen is nie so erg nie. Ek vergelyk dit met my buurman, hy lyk myne soos niks. God sê vergelyk dit met my woord, sê die Here. Dan sien jy die skeiding tussen my en jou, sê die Here. God sê vanmôre, ek het jou lief met 'n ewige liefde. God sê ek het jou diep uit die moddersluik uitgehaal, sê die Here. God sê ek het jou op die rots, Jesus, geplant. God sê vanmôre, skiet wortel, sê die Here. En groei, sê die Here. Ek het jou gemaak om te groei en vrug te dra. Kishandanabasianda wat by die bekering pas. Sê die Here van die leerskare, God sê vanmôre, die gevaarlikste plek is die lou plek, sê die Here. Die gevaarlikste plek is, ag ek is maar alright soos ek is, sê die Here. Hierdie ou dingetjies wat ek doen is nie so erg nie. Ook God sê vanmôre is die klein jakkelsies wat die wingerde verwoes, sê die Here. God sê vanmôre vir elkeen van julle, jy het mos die gees van die Here binne in jou. Steek vanmôre hand in eie boesem. Sê Here, die woord waarsku vir Johan vir jou. Nou is die weg. Baie sal probeer, maar min sal ingaan. Here, dat ek sal ingaan as ek net Here. Hierdie nou poort, halleluja. Luister nou die dag na 'n prediker en hy sê, niemand sterwe nie. Niemand sterwe nie. Wanneer jy hier op aarde sterwe, dan lewe jy in die hemel, of jy lewe in die hel. Here, help ons vanmôre dat ons 'n keuse, 'n duidelike keuse sal maak. Here, dat ons vanmôre sal terugkeer na ons eerste liefde. Ja, Jesus. Here, hierdie is 'n kerksaal. Is jy 'n mansaal, is jy 'n vrousaal? Dis vanmôre skik jy om my God om. Ja, Jesus. Jy het met begin vanmôre met my, Here. Ja, Jesus. Here, snoei my dat ek op sy sal wees. Ja, Jesus. Here, dat ek die vrug sal dra wat U bekeer. Ja, Jesus. Kishandanabas. Salarabash, salarabandrabash, ikalabash, salabandrabash. God sê vanmôre, Yeshua. wat sê die mens daar buitekant van jou? Kalarabash. Wat sê hulle vanmôre van die vrug wat jy dra? Kalarabash, kalarabash. God sê vanmôre vir jou, is daar die eerste liefde, daar die agape liefde, daar die liefde, Here, daar die dankbaarheid in jou hart.
Dat jy nie gered is omdat jy goed is nie, maar dat jy gered is omdat jy sleg is. God sê vanmôre vir jou, neem opnuut 'n keuse. Sê vanmôre, steek jou hande in die lig vanmôre as dit jy is. Sê Here, ek het U nodig. Ek kom terug na U toe, Here, net soos ek is. Kom was my nie, kom spaar my. Reinig my, Here. Here, hoe vreeslik sal dit wees as ons sterwe, Here. En ons besef dit was alles te vergeet. Here, my siel las my jaag na siel. Dat Here was nie genoeg nie, want U het my hele hart gesoek. Here, ek bid vanmôre, Here, U wys vir my staan mense, met hulle mond het hulle vrygespreek, maar met hulle hart is hulle verbitterd. God sê vanmôre, bely jou hart uit, sê die Here. Vergeet die verlede, sê God sê dat die verlede jou nie intrek, en dat jy vuil sal word van jou verlede nie. God sê vanmôre, deur die bloed van Jesus is jou verlede uitgewis. Hou op, sê die Here, om aan mekaar terug te kyk in jou lewe. Die slegte voordele wat jy gedoen het. God sê, as ek jou vergewe, vergewe jouself. Sê die Here vir die leeskaart van sê die Here vanmôre vir jou tooivisser, hoor die woord van die Here. God sê, as jy vanmôre terugkyk, kan jy waarlik herken, teenoor in spore, daar waar jy gedra het. God sê vanmôre vir jou, sal vir jou voorsien tot die einde toe. Maar God sê vanmôre vir jou, moet nooit vergeet waar jy uitgehaal het. God sê vanmôre, toe jy steek jou hand in die lig en sê, Here, dankie vir die klont wat ek in my been gekry het, sodat die klont in my been my tot bekering laat kom. God sê, moet nooit jou bekering vergeet nie. God sê, elke oggend as jy opstaan, vat hierdie kroon wat jy by my gekry het, en maak ons skoon in die gees. Maar lei jou hart uit en sit die kroon weer terug op jou kop. Sê, Here, ek is 'n gekroonde van die Here. Ek is 'n koningskind. Help my dat ek so sal optree in Jesus. Sjoen, hoor die woord van die Here. God sê vanmôre, die werk wat ek in jou begin het, is 'n volbragte werk. God sê vanmôre, hou vas daarin, my kind. God sê, daar gaan 'n versoeking op jou pad kom. Daar gaan iemand op jou pad kom, wat jou gaan probeer wegwys. Wegwys van my af, sê die Here. God sê, moenie kwaad raak nie. Moenie jou eie ding soek, sê die Here, soek my, sê die Here. Dat jou lig so skyn, dat hierdie persoon sal sê, ja, waarlik waar, ek het by 'n man van God uitgekom. Sê die Here vir jou waardes minne, en minag jouself so baie keer. Jy dink so min van jouself, dat jy self wil probeer om jouself op te lig, sê die Here. God sê, los het van my. Ek sal jou oplig. Jou verhooging sal van my kant af. God sê, soos jy 'n dag en 'n half voor my gelê het, moet nie ophou dan nie. Vat jy jou sak en as, lê aan my voete, sê die Here. En jy sal sien, sê die Here, ek sal soos draaie wees wat oopdraai. Ek jou saak sien verander, sê die Here van die weerstand. Esther, hoor die woord van God. God sê vanmôre vir jou, ek het jou deurgedras. God sê, my begeerte aangaande jou
is van voorspoed en Yes, seën. Maar God sê vanmôre, sit my altyd eerste in jou lewe. God sê, jy sê vanmôre, ja, ek het in 'n Christenhuis groot geraak. Hoor die woord van die Here. As jy in 'n garage groot geraak het, was jy nie 'n motorkar nie. God sê vanmôre vir jou, soek my soos jy my nog nooit gesoek het. En jy sal sien, sê die Here. Jy dink die sluise is oop. God sê, as jy my eerste sien, sal jy sien hoe die sluise vir jou oop swel. Sê die Here van die leeuskare vanhou. Rita, Derek, oor die woord van God sê, ek het my alreeds in julle gesinwaar. God sê, ek het by mekaar gebring, ek met mekaar woord, sê die Here. Waardeer mekaar, sê die Here. Derek, in die aand, draai om en trek die pijle uit Rita uit. Rita draai om en trek die pijle uit Derek uit. God sê, julle gaan baie aanvalle kry met die nuwe besigheid wat julle begin. Maar God sê, as julle kan vasstaan, sal julle sien. Hulle sê, ag, wat kan nou, speelparkie nou, glyplanke, al hierdie dinge, wat kan dit nou wees? God sê, dis maar die begin van mooi. God sê vanmôre vir jou, moenie geld najaag nie. Ja, God nie. Wat jy doen, dat het sal gaan oor Jesus. Die woord van God. Louise, oor die woord van die Here. Ek het jou geroep gehoor, my kind. God sê, die lig skyn deur. En het skreef. God sê, binnekort sal ek soos 'n sonstraal wees. En jy sal omgetuig. Omdat jy 'n hart het vir kinders. Kan ek jou gebruik onder die kinders. God sê, as hierdie kerkie gebou het, gaan jy in die hoof staan van die kinderbediening. God sê, ek roep jou tot die hoof van hierdie kinderbediening. God sê, menigte sal aan jou kant sit. Jy sal drink dit wat jy het. Sorg dat jou fontein ook oorloop. Sê die Here van die God sê, die duiwel het hoeveel keer vurig gegee. God sê, dit was so God sê, vanmôre, moet ek julle harte gesien dat julle deurgegaan. God sê, vanmôre moet nooit oormoedig geraak het. Moet nooit dink iets, omdat jy is nie afhanklik van God nie. Jy is altyd afhanklik van God. Dit sal julle seën, sê die Here. Oor die woord van die Here, dit sal julle seën tot julle die dag julle op 'n woordmoeder noem, sê die Here van die leeuskare. Dis allemaal oor die woord van die Here. Staan vast by ons vriendvoete, sê die Here. God sê, baie het u verbygegaan. Hy het in jou hart gesien. Hy het jou hart gesien. God sê vanmôre, die hart wat jy het, het jy nie van 'n mens gekry nie. Jy het dit van my gekry. Jou moeder saad sê, God, is uit die hemel in jou ingeplant, sê die Here. Ja, hulle sê sy streng. Maar God sê vanmôre, 'n moeder wat lief het, is ook streng, sê die Here. God sê, binnekort sal die appel juig. God sê, ek ken jou begeerte. Jy het nog nooit in jou lewe opstandig geraak. Het is gevolg van jou omstandigheid. God sê, vir 11 jaar plus, het jy nie jou familie gesien. Maar God sê, binnekort sal julle almal vashou. Die hoor die woord van die Here. Daar sal trane uitloop. Maar daar nog nooit trane uitgeloop.
hulle sal mekaar waardeer, sê die Here. God sê, jy sê mos, jy gaan nie soen nie, maar jy gaan soen, sê die Here. Elke roos is betakers. God sê vanmôre, sien julle raak. God sê, toe jy in jou bloed gaan neem, het ek jou geroep gehoor. God sê vanmôre, maar jy moet nie rustig word in die gees nie. Want die duiwel het begeer na julle gees. Maar God sê, as julle my soek, kan julle oorwinning kry oor hierdie begeerte na julle. Want my begeerte is baie meer as die begeerte van Lucifer wat soek na julle. Wees versigtig, sê die Here. God sê, daar gaan 'n deur oopgaan en jy sal dink dit is van my. Maar God sê, maak uit deur toe die gees, want dis nie van my nie. Roerwyn oor die woord van God. God sê vanmôre, nog steeds my kind, as jy my beminde. God sê vanmôre, baie wat jou omstandigheid deurgegaan, so alleen die Here moet dien. Solank al sê, Here, ek wil nie meer nie, ek is moeg. Maar God sê vanmôre, hou nog 'n rukkie aan. Hou nog 'n rukkie aan my kind. Jy is in my sig. Jy nie in my sig, jy is in my hand, sê die Here. En ek kom vir jou sê. Die hand van lewing te hoor die woord van die Here. God sê vanmôre, ek ken jou begeerte. God sê vanmôre, die prediker hiervoor het altyd gedink aan dit dan jou so erg wees, tot hy so 'n bietjie ervaar wat jy moet deurgaan. Maar God sê vanmôre, omdat jy nog steeds in jou omstandigheid 'n glimlag op jou gesig, altyd dankbaar is, sê God vanmôre, jou begeerte, as jy dit gereeld roep, sal waar kom. Portable sal moet erken dat ek die lewende God staat is om lang lewe gesond te maak. Sê die Here van die leerskap vanmôre. Roelande wil jy so die woord van die Here. God sê, jy kyk die kant, jy kyk daai kant, jy wil vlug. Maar God sê vanmôre, word rustig en vlug terug na my toe, sê die Here. Want ek is jou beskutter, sê die Here van die leerskap. Dis te sien oor die woord van die Here. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. God sê, jy sal baie gemin word. Daai ou klein vroukie, wat het sy? Maar God sê, ek het vir jou iets spesiaal in jou hand gesit. Ek het jou die liefde van God in jou hand gesit. Gebruik dit, sê die Here. En jy sal aan die ander kant uitkom, dat oorwinning. Richard sê die Here vanmôre vir jou. Waak en bid. Moenie dink omdat jy gedoop is, jy sê pad hemel toe nie. God sê die duiwel is besig om jou in te trek. God sê vanmôre, ek kan maar sê vanmôre net wat jy wil. Dit waarmee jy besig is, los het vandag, sê die Here. En keer terug na my toe. Sê die Here van die leerskap. Ek geluk, sê dankie vir Here. Here, baie dankie dat U vanoggend van die troonsaal het, die Heilige Gees met ons as die kinders kom bemoeienis maak. Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons as kinders om te kan weet dat ons hier ons Vader maak nog en praat met ons. Tot wat oor Gees van God dat die Vader die sal onderneem. Ja, Jesus. Oor die woord van die Here, Mariaan, oor die woord van God. Jy moet begin om jou moeder te waardeer. God sê, jy het lang trane gehad, toe jou papi meer daar is. God sê vanmôre, waardeer die huis waar jy in is. Waardeer vir Suster Rita en vir Broer Derrick.
God sê, hy het vir jou iemand gegee, wat jou liewer het as enige iemand anders die jou al lief gehad het. Waardeer hom, respekteer hulle. Hulle is nie jou kinders nie, jy is hulle kind. God sê, jy is onder hulle dak. Begin te leef, soos 'n geseënde van die Here. En ek sal jou seën, sê die Here van die leeuskare vanmôre. Ons kan met sulke geliefdes. Ons sê iemand wat getuie het vanmôre geseën van die Here. Ek groet die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Pastoor weet nie wat ek met die Here gepraat het hier in die kerk vanoggend nie. Hy weet nie, hy profesie was 100% in die kors. Ek praat met die Here hier voor. Ek sê, ek vra hom, maar wanneer gaan ek na my mense toe gaan? Ek vra hom so, want baie het die Here met my gepraat op die stoep. Dan kyk ek na die maan in die nag, dan sê ek vir hom, Jesus, wanneer gaan ek na my mense toe kan gaan? Dit raak nou al hoe langer. Maar ek wil jou sê, ek het my reg geantwoord vanoggend. Ek weet nou alles. Ek weet alles. Ek weet iets wat julle nie weet nie. Dis nou nie meer lank. Ek weet nou iets wat julle... Man, ek wil nie eens praat nie. Ek wil nie baie sê nie Toy en Esther. Ek weet iets. Julle twee vader teen moeder teen en ek is baie lief vir julle. Ek is baie lief vir elke persoon in hierdie kerk. Jesus. Onthou jy het ek vir jou gesê, jy gaan die sonnaskool doen? Ek was in die koel. Amen. Jy is 'n goeie tannie met kinders, my suster. Vat net gesag. Die vat net gesag. Maar ek het... Ja. Maar al wat ek vir jou wil sê vanoggend, ek weet iets. Ek is trots op julle wat die Here vir julle gaan doen. Nie waar jy vir hulle jaloers is nie. Die Here het gesê, hulle gaan so jaloers op my wees. Ag, hulle kan maar wees, man. Ek het die pad gekom, ek het die harde bene gekou, laat hulle wees wat hulle wil. Ek sal hulle mooi groet. Niks teen hulle, ek het niks teen niemand nie. Maar ek is bly dat die Here my gaan seën. Amen. Ja, die chickie, jy moet aan die pad van die Here bly, my kind. Hierdie is 'n ander pad om te loop. Hierdie is 'n pad, nê, wat jy moet kies. Jesus sê, voor jy 'n huis bou, gaan jy mos eers gaan beplan, ek het soveel broekarot, die koste. As jy die Here dien, is dit die ergste koste wat jy nog gehad het. Maar ek sê maar net vir jou, ek is al besig om my reg te kry. Ek is so vol blydskap in hierdie huis. Amen. Richard, juffrou, jy gaan sien hoe gaan, jy gaan my nie ken, jy gaan hierdie klippe in hierdie grond val, dat my kneus, want 28 jaar, moenie kom speel nie broer, want jy weet, julle wat lankie is, ja, dis nie maklike pad nie, jong. Alles van my is in mekaar. Al my plekke is in mekaar, en die Here het gesê, ek sal alles ja, vir jou weer restaureer op 'n plek. Hoor jy so, ek sê niks, al wat ek vir julle sê, julle weet nie wat hierdie antie weet. Ek weet iets wonderlik wat binnekort, hierdie maande, hulle kom nou nader, Kersvader. En al wat ek sê, God is goed. Halleluja. Die Here is 'n Here van sy woord. Hy gaan nie vir jou 'n ding beloof nie. Het die Here jou goed waargemaak? Jy gaan nog hoor gaan, maar onthou net daardie. Wat so hard is met net onthou die hoogste bome. Watter wind gaan jou vang? Die wind gaan jou by die voete kry. Hy gaan jou bo kry. Maar jy moet vas staan. Laat hulle van man, toe Pastor Marius een keer was hier 'n ou met 'n hond. Ek gaan nou nie die woorde sê wat hy vir my gemaak. Hy het my gevloek. Hy het 'n hond, hy wil die hond in die kerk inbring. Ek sê vir my broer, jy kan nie 'n hond in 'n kerk bring. Hier sit mense in 'n kerk. Hy vloek my uit my rok uit. Ek het hom omgedraai geloop en ek sê Here, ek gaan nie nou hoor dat hy maar vloek. Ek het hom vergewe. Ek is te besig. Jy kan my vloek laat ek op my kop staan. Ek is besig met God se werk. Amen. Ek gaan nie met jou worry nie. En ek is 'n ander kat, ek het 'n vuur in my. Ek werk vir die Here, ek het nie saad in my vloek man. Vloek maar. Maar al wat ek vir julle sê, be blessed. Want een van die dae gaan jy my hand vol vat. Be blessed.
Is dit nie lekker as Jesus nog praat? Yes. Jo, die man is nie meer so vinnig soos voorheen nie. Maar ons mond moet vinnig wees vir die Here. Yes, amen. Yes. Baie keer word ons handbriek opgetrek. Dat ons moet stiller raak. Yes. Sê Here, ek is van hierdie af. Amen. Mariaan, jy moet weet ons is baie lief vir jou. Die Here het jou nie pak gegee vanmôre nie. Die Here het jou gewaarsku. Yes. Jy het al baie waarsku. Jy kan nooit vir die Here eendag sê, Here, maar my verstand was te min om dit te weet nie. God praat met ons. Hy praat oor die emosie. Hy praat oor, jy kan nooit sê, Here, my verstand het dit nie gehoor nie. God waarsku jou, my kind. Waardeer wat jy het. Hoor jy? Ek wil 'n ander ding sê vanmôre. Kom ons waardeer mekaar. Amen. Yes. Amen. En ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy hoe waardeer ek dit? As iemand vir my net 'n boodskapie stuur. Want ek is 'n hond, ja, maar ek is 'n hond van die Here, prys God. Maar stuur net vir my boodskapie voor die diens. En sê, pastoor, ek kan nie hier wees nie. Roneel, hulle was op pad gewees, toe hulle in die pas kom, toe sy haar kop aan kop botsing. Toe bel hy my, toe sê hy, kan nie, God dank, hulle was nie in daai ongeluk. Kan jy sê vir die Here dank? Yes. Dis 'n ander keer vanmôre wat weet, sy het 'n mag loop. Sy's op 'n diet, sy gaan vanmiddag minder weeg, prys die Here. Halleluja. Dis almal. Broer Peter, hulle is in pot. Kan jy glo daai groot mense? Hoe oud is broer? Hy is 77. 77. Hulle het met 'n klein bak en 'n klein waantjie, het hy al sy meubels die kant toe gery. Hy het nou die laaste gaan haal op daai opdrag. Hulle het al deurgery van hier af Potchefstroom toe opgelaai en terug. Hulle was seker al 11 keer op en Hulle het af. al 11 keer op en af gery. Die Here hoor. Nou wil ek vanmôre vir die Here sê dankie. Weet jy wat doen dit in 'n prediker? As die Here iemand op jou pad gestuur het, 'n rou diamant. Ek het twee vir hier. Hulle skitter vandag. As ek na jou gevriend, wat sien ek die Here het groot dinge vir jou gegee. Amen. Yes. Jy's 'n jolly patrolie, jy's opgewonde in die Here. God het vir jou iets moois gedoen. Broer Charles, weet jy, ons besef, weet jy, hy stuur vir my ding oor lorry-drywers. Ons vloek en skel so baie op die lorry-drywers. Weet jy, as dit nie van daai mense was nie, daar was nie kos in ons winkels. Daai mense werk dag en nag. Yes. Hy was gelyk omtrent 2-3 maande, ek weet nie, miskien 4 maande laas by die huis. Hy sê hy maar nou vir hom ander klere gaan koop op die pad, want hy wil nie by 'n wasplek gaan was nie, want hy weet nie wat doen hulle met sy klere nie. Maar weet jy, in sy lorry is hy besig met Jesus. Amen. Ek bid nou die dag vir my, sê vir my, ja pastoor, ons is, ek weet nou nie hoeveel, 5 of 6 in die lorry. Nou die ander is nou nie so, maar hy sê die eerste Jesus, dan die Volvo engine en die ding, want hy het 'n Volvo lorry, en dan ek, en dan die as van die ander wat oorlede is, wat saam met hom ry. Maar hoor mooi vanmôre, geestelik, hier, moet die lag jy lag, maar geestelik, groei in die God. Ja. En weet jy wat laat my woon? As ek sien daar's mense, want ons almal was helping. Hy vertel my nou die dag, ek sê, broer, met hy dun armpies van jou, hy sê, pastoor, ek het nie gespeel met 'n ding. Ek sê nou, het jy met die mes gesteek, ek net sê, wat die arms is so dun is, my steek as jy slaan. Hy sê, nee, pastoor, ek was 'n bylkapper. Hy sê, ek het 'n ding met 'n byl omgegaan.
Weet jy wat, God kom. Nou God kom en sê vir my, vertel my hoe slaat hy uit die bare oor die byl. Hou kas toe. God het gekom. God het hom kom verander. Hoor gou mooi vanmôre. Het jy vanmôre getuie van iemand wat Jesus op jou pad gebring het, wat die wêreld weggegooi het, wat die liefde van, nie jy nie, ek het die liefde in my hart nie, maar die liefde van Jesus, wat my, weet jy, my moeder het eendag gebid, toe sê, Here, help vir Johan, dat hy deur Jesus se oë na mense sien, en dit het my 'n ander mens gemaak. Hardes weet, ek praat ons maar gou aan, net sê, kom, julle is meer 'n pastore, begin bietjie, as daar nie iemand in die kerk is, as ek hom gebel het en hy antwoord nie, bel jy hom. Want julle is medewerkers, is dit waar vanmôre? Het jy pak gevat en het gewerk? Het dit gewerk? Volgende keer vat ek 'n harder prys en hoor gou mooi man. Kom ons help mekaar dat ons die hemel sal kom. Is maklik om die hemel leeg te maak, is dit waar? Maar om hom vol te maak, dis 'n ander storie. En weet jy waarmee is ons besig? Ons is met mekaar besig. Ons is met gelowiges besig. Broer Willa sê ons kinders nou nie meer het. Ons ry nou gebedsversoeke uit. Jy lieg jy skinder. Is dit waar? As jy goed van mekaar kan sê, kom, houd in mond doodste. Ek en Selma wil vanmôre vir julle sê, God het vir ons die beste gegee wat daar kan wees. Ons waardeer julle. Maar ek vra vanmôre een ding, bid vir ons asseblief. Ek weet ons deurbraak is naby. Ek dank God vanmôre vir my vrou. Want die Here weet, ek weet hoe netjies is my vrou. En om vir 28 jaar, ons huis was mooi netjies geweest, alles. Toe kom die man en hy sê, ja, ons moet bokse kry. Ons het bokse by mekaar maak, die geld kom. Nou dis nou alweer 4 jaar wat die bokse dak hoog gestaan. Ek sê jongens maar die bokse weggooi, sy sê, waar kan jy ons meer? Sy is so naby, ons kan die bokse hou. Kom asseblief geliefdes, kom ons bid vir mekaar. Kom ons hou moed in die Here. Amen. Nog iemand wat wil getuig? Ja, ek het 'n opdrag van die Here. Ek daar getuig. Ja, ek het getuig, man. Die Here sê ek moet julle vasstel. Reis die Here Jesus. Here Jesus. Ek bid my God te Vader dat U oor daardie oudste seun die liefde van Jesus sal stort. Here, U wys vir my, hy voel altyd meer waardig. Here, maar dat hy vanmôre sal weet in U oë sy kosbaar. Dankie ons Vader. Amen. Is God nog iemand wat wil getuig? Amen, suster. En ons moet net hier staan. My suster sing vanmôre, is die eerste, is die laaste, is die begin, is die einde. Ek sit toe nou daar agter. En hier kom staan ek hier voor. En dit laat my sommer dink aan die wat eerste is, gaan laaste wees, en die wat laaste is, gaan die eerste wees. En weet julle, vanmôre moet ons fokus hou om eerste te wees, daar waar Jesus ons wil hê. Ek dank die Here vanmôre dat die Heilige Gees so wonderlik werk om sonder dat daar 'n boodskap is, dat die Here met ons 'n boodskap gee. Net met dit, maar weer eens, ons moenie ons fokus verloor nie. Ons moet kyk wat eerste is. Dankie julle. God sê man, ek breek vanmôre in die Here. Joep, as iemand ons vir my gesê, ek gaan 'n leier van die gemeente raak. Ek word so gedabbelklats dat ek kon nie eens praat nie. In Engels groep my gearbox ook baie, maar prys die Here. God is goed. Nogmaals dankie. Dankie vir elke keer. Weet jy, ons sê maklik, ag,
Man, ek is nie nodig in daai kerkie. Maar weet jy, ons is 'n legkaartjie. Amen. As jy nie hier is nie, Ja. dan sal 'n plek leeg. Amen. Ek dank God, ek het vanmôre gedink, joh Here, hier gaan so min mense in die kerk wees. Maar God is in beheer. Amen. Ek vind. Hartie, kan jy onthou 'n paar jaar, is dit 'n paar jaar terug al? Toe sê die Here een oggend vir my bel hom. Ek kon na my mense toe gaan, onthou jy Hartie? Die Here sê vir my, ons toets vir hom. Gaan hom seën, maar toets jy hom. Hy leen my geld. Ek gaan Arabesque doen spets na my familie toe. Binnekort sal ek jou geldjies met rente alles teruggeef. Maar wie Jy moet nooit onthou met rente, jongen. rente, ja, nee, gaan hom weer. Weet jy wat? Die Here is baie dit is waar. Amen. Mense kan nie sê hier gaan valke profesie uit die hoor. Dit was alles wat ek gevra daar het die Here vir my net so deur pastoor geantwoord. Alles. Hy het my totaal geantwoord. Wat binne my hart my geplaas, het hy my totaal geantwoord. My familie sê hulle kan nie meer wag dat ons kom. Daai mense soen nie mekaar, hulle gaan mekaar lekker. Die Here sê soen. Ek het drie broers en 'n suster, né? 2 susters, 3 broers. En 'n skoonsister ou Elsaatjie wat ek baie lief is vir. Maar ek sê nou vir jou vandag, hulle kan nie meer wag. Hulle sê wanneer kom. Hulle sê nee man, die saak wil ek nie meer hoor. Ek sê wag jy net. So na April, dan gaan ek begin vlieg hoor. Na April, middel April gaan ek begin vlieg. Weet jy, ek kry nie eers vir my verjaarsdag gesoen. Ek kan Maar jy kan er af. jare terug, nog ons is 'n soenfamilie. Nee. As ek klaar met ma gesoen het, ons stil by die kar, het sy die lappie by die bestos op 'n prysie. Boetjie weer, so mos aan. Prysie, Here. Is ons gelukkig in die huis van die Here? Is ons lief vir mekaar? Want dan moet ons die saak gewen, dan kan ons huis toe gaan, pas so alles ombreek. Prysie, Here. Ons het nagmaal op vanoggend en dan volgende Sondag weer nagmaal, né? So julle wat en volgende Sondag, ek weet nie, gooi maar net so klip in die bos. Het ons weer doopdiens, ek weet nie. Ons gaan maar die water toets prys God, halleluja. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat die woord al reeds geseënd is, Here. Dankie dat die Gees hier is, ek ervaar dit vanoggend, Here. Dankie dat U vir ons goed is, Here. Ja, Jesus. Here, ek pleit ons as gemeente onder die kosbare bloed van Jesus. Ja, Jesus. Ek bid raak my tong aan met die Ja, oog Vader, van stem saam. altaar af, Here. En dit wat uitgaan, dat mense dit sal ontvang. Ja, Jesus. Baie dank sê ek. Amen. Amen. Ja, ek het so lang was gepreek, ek het nie skoor vanoggend gaan ek af. So ja, ek getuig maar altyd as ek preek. Ek kan net vanoggend sê die Here is goed vir 'n mens. Jy wanneer jy die Here dien en jy's getrou aan die Here. Ja. Dan worry jy nie oor die ander goed nie. Nee. Ek wil gou vir julle getuig, my vrou word geretrench by PPC 5-6 jaar terug. Ons het lekker gebly, huis gratis, huis, water, ligte, al die aircons hardloop 24/7, jy kry nooit warm nie. Water is gratis, alles is gratis, nee. Maar hulle word geretrench, wel, sy is eintlik gedwonge om te gaan, maar ja. En ons het gelukkig, nie gelukkig nie. Ek was gehoorsaam geweest 'n paar jaar voor dit en ek koop vir my huis. Ek wil volgens jou sê, maak seker dat jy 'n blyplek het. Dan kom 'n dag wat jy oud raak, wat jy op jou eie wil wees, jy wil nie afhanklik wees nie. En ek sê my vrou is reg, wat kan ons maak? Ons moet nou Portugal toe trek. En ek vra van nou, gaan jy weer werk soek? Nee, sy gaan nie werk soek nie. En ek dink, Here, hoe gaan ek alles betaal? Dis en alles. En ek werk nog in Atlantis of nie.
En ek moet elke dag op en af. Dit is elke dag petrol, dit is die huise, paemente, dis daardie kant, dis 'n mediese fonds, alles. Ja. Maar ek wil vir jou sê vanoggend, God se woord sê nie van die huis getrou en regverdig. Amen. Prys die En Here. ek praat nie oor die dinge nie, ek sê oor daar van hou kom sonder daar wat te leef nie, maar ek wil vir jou sê, dit gaan oor gehoorsaamheid. So, Ja. Yes. en ten spyte van alles, het ek sê, Here, dit maak nie saak nie. Ek wil jou sê, Jesus is elke maand eerste. Amen. Eerste. Ek sê, ek hoor nie eens meer oor daai goed nie. Ja. Daar's altyd fondse wat voorsien. My vrou werk so tussen die boere en sy werk in grafbou en papier en oralste. Gaan doen sy sulke jobbietjies. En hy Kaap ook en alles. En die Here het getrou op die regte tyd kom uit hier. Ja, Yes. is waar. Amen. Ek wil vir jou sê, moenie angstig rondkyk nie. As jy getrou is aan Jesus se woord, Amen. dan is hy getrou. Amen. Ek wil volgende vir julle in Matteus 5 vers 10. Vir die wat die Bybel vir julle Matteus 5 vers 10. En julle my verskoon vandag, ek het seker so 20 blaaie geskryf. So. Amen. Ons gaan seker daar by 12 is ek kan uitkom. En ek is lus om te preek vanoggend. Het gehoor. Amen. Okay. So daar staan salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Amen. Nou, dis 'n kort vers, maar dis 'n kragtige vers. Yes. So my tema is soek die geregtigheid van God en nie van mense nie. Jy Amen. so baie kinders van die Here soek mense se blessings. Jy soek 'n mens moet vir jou sê, Ja, wel dan, klopt. goed so, hou so aan. Ek wil volgende vir jou sê, né, soek God se geregtigheid. Soek sy guns in jou lewe. Yes. Dit help jy wil 'n mense guns en hierdie mense is vandag hier, môre is hy weg. Ja, Dan het jy nie meer guns by daai man nie. Onthou net, 'n mens is vals, man. 'n mens Ja, is yes. bedrieglik. Yes. Is dit waar? Bedrieglik is die hart van 'n mens. Yes, Sê die ja. woord van die Here vanoggend. Moenie vertrou op prinse nie. As jy gelowiges kom as jy vertrou op prinse. Vertrou op Jesus. Amen. Net Jesus. Ek wil vir jou sê, ons beweeg in die wêreld, want dis waar ons moet beweeg. Yes. Ons sit by ons huisie en daar het ons niemand nie. Ons beweeg in die wêreld en pastoor het vanoggend wat so baie profesie vanoggend uitgaan en die Here bevestig sy woord. Dis wat ek altyd vra, Here, as ek preek, bevestig net dat dit wel dat ek op die regte pad is. Yes. En pastoor het vanoggend vir iemand en haar profesie uitgaan, hoe lyk jou vrugte? Watter vrugte gee jy uit? Kom ek sê gou weer, dis maklik om by die huis te sit en ja, dis baie lekker en jy as jy op sak en as lê en jy bid en jy soek die Here en dis net lekker, jy luister lekker gospel musiek en dis alles nice. Maar daar's niemand wat op die tone trap by die huis. Ja. Daar's niemand by die huis wat jou toets tot die uiterste. Yes. Ja. Maar as jy daar buite in die wêreld is. Yes. So laas jaar vroeg in Januarie het daar 'n profesie vir my uitgaan toe sê die Here, was baie jaloesie op jou lewe. En daar gaan verskriklike teenkante teen jou kom. En wie jy is asof net daarna daai maandag dit oop dit is Ja. maar weet jy wat, ek staan vanoggend in Jesus se kerk deur sy genade. Yes. Ek wil Amen. net sê, kinders van die Here, ons soek nie meer God se geregtigheid nie. Ons is nie meer ge-worry oor wat reg en verkeerd is nie. Nou baie kere, wat beteken geregtigheid? Dit is die handelinge om reg te laat geskied. Wanneer laas het jy met die stil gaan staan en gedink, jy moet dinge aan mense reg laat geskied? Onthou, wat jy aan jou wil gedoen het, Is waar?
moet jy seker maak jy doen dit aan ander Aan mense. mense. Jy kan nie ander mense sleg sê en vloek dat die seël nie kan afwas nie. En dan Sondag staan in die kerk, halleluja, prys die Here. Ja. En daai mense kry nie by jou geregtigheid nie. Ja, Kinders van die Here is veronderstel om vredemakers. Ja. Amen. Ons is nie veronderstel Ja. om ons wil nie op die oorlogspad Dis wees die nie. waarheid hoor. Want wie veg hierdie geveg vir? Ja, dis die waarheid. Jesus Christus. Amen. Nie ek of jy nie. Nie een van ons twee kan hierdie of een van ons hier vandag kan 'n geveg veg en dit wen nie. Nee. Want ons kan nie staande bly teen die vyand nie. Maar weet jy wat, as ons Jesus dien en ons hou vas aan hom en ons soek sy geregtigheid, Yes. dan kan ons standvastig wees. Amen. Amen. Vergelding vir onreg wat gepleeg is. Dit is wat geregtigheid is. Onthou, baie kere dan voel jy, ja Here, maar die mense het my nou so seer gemaak en so gedoen en so gedoen en so gedoen. Dis nie jou probleem nie. Dis Jesus se probleem. Amen. Wys jy net, toon jy net die regte vrugte. Want dit is, ek kan vir julle duisende dinge vertel vanoggend. Kom in 'n winkel, jy vra 2 weke lank of 3 weke lank dieselfde goed oor en oor en oor. Jy stap in daai winkel om 8 uur in die oggend. En dis 'n disaster. Dan moet jy oppas dat se vrugte voort. Dis waar. Want ek sê vir jou, dis net so. Ja. Dan verloor jy alles. Yes. So kind van Here, ek wil vir jou sê, as ons geregtigheid wil bewerkstellig, moet ons kyk na 'n paar dingetjies. Die eerste ding is 'n kind van die Here moenie hy meer hê nie. Ja, is waar hoor. 'n Kind van die Here moet kalm kan bly in alle tye, Is baie waar. alle omstandighede. Want waarvoor het die Here ons dan geroep? Ek meen, hoekom sal die Here dan vir ons wil geregtigheid gee? Maar as ons daar buitekant is, dan breek ons alles op. Ja. En ek wil vir jou sê, ons moet wandel in geregtigheid. Psalm 15 vers 2 sê, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Ja. Kind van die Here, ons as kinders van die Here moet ophou om so te lieg. Jy weet, ons is 'n ander spesies party. Ja. En jy moet my verskoon vanoggend, maar ek preek soos die Gees van die Here sê. Amen. Jy weet, ons staan saam met ons familie of saam met mense by 'n braaivleisfees. Ons is te skaam om Jesus se naam te bely. Dis die waarheid. En dan sal ons eerder ons eie grootman wees en ons eie wit leentjies vertel. Kind van die Here, dis nie geregtigheid by God. Ja. Kinders van die Here behoort nie sulke dinge te doen. Ons moenie sulke dinge doen. 'n Kind van die Here moet altyd die waarheid praat. Amen. Of dit nou seer maak of nie seer maak nie. Jesaja 1 vers 17 sê, leer om goed te doen, oefen geregtigheid. Leer om goed te doen aan ander mense. As iemand nie goed aan jou doen nie, dan is dit fyn. Maar jy as kind van die Here, maak seker jy doen altyd goed aan ander mense. Al maak dit jou seer, al is dit moeilik en al is dit baie keer, jy soms verwag die Here van jou om jou laaste druppeltjie, Ja. jou laaste ou bietjie vir iemand te gee. Al het jy nie, so te verwag hy. As hy verwag hy van jou om goed te doen in alle omstandighede aan ander mense. Yes. Hulle wat in die geregtigheid met God wandel, soek God se vuur. Kom ek sê vir jou, as jy na geregtigheid streef, dan gaan jy God se vuur soek in jou lewe. Jy gaan bid sonder ophou. Ja. Dit is die probleem van die kind van die Here vandag. Ons het nie meer krag nie, want ons bid nie. Wat ja. Weet jy, dit is maklik om by die huis te kom in die aand en na werk. Jy eet, jy maak klaar, gesels 'n bietjie, dan gaan slaap en jy lê in jou bed en jy sê jou ou gebedjie op. Dis baie maklik. Ja. Maar watter trefkrag het dit dan? Wat bereik jy? Wat ontvang jy dan van Jesus af? Wat jy môreoggend kan uitdeel, niks nie. Die vrug van geregtigheid is jy moet met onderskeiding moet jy getuig.
Pas op wat jy met jou getuie maak. As ek sê jy moet met onderskeiding getuig, soms moet jy dink aan wie jy getuig. Ons moet nie sommer net altyd by enige ou opdaag en net jou getuienis gee nie. Want mense kan jou getuienis vat en dit omdraai teen jou. Ja, dis die waarheid. Kry wysheid en insig by God. Ja, Weet jy, kinders van die Here, ons het nie meer, ons is in 'n gejaagde lewe, maar ons het vergeet van Jesus. Ons het vergeet van wysheid en insig. Yes. Ons vra nie meer, Here, help my, dat dit wat ek sal doen, Here, gee my wysheid en insig om dit te doen. Baie Kom ek sê gou vir julle, ek is tegnologies gestremd. Sorry, ek erken dit vanoggend. Ek ken 'n rekenaar en ek ken 'n selfoon, is nie groot vriende nie. Ek kan die basics doen en that's it. En dit is waar my grootste toets kom in die lewe. Weet jy, want party daar moet ek goed doen en ek weet nie om 'n program op te trek nie. Maar weet jy, die Here het my wysheid gegee. Yes. Ek bel my vrou. I do. Want my vrou kan my help en Ja. sy sê om sulke goed te doen. Amen. Maar ons moet wysheid by die Here soek. As waar. Hoekom wil ons die wysheid van die wêreld hê? Want die wysheid van die wêreld is tydelik. Ja. En dit Ja, sê, tydelik. soek by God wysheid. Amen. Soek by hom insig. Bid die Here en vra vir hom. Weet jy, ek het 'n begeerte, ek wil ook graag profeteer. Maar hoekom kry ek nie my begeerte nie? Want ek oefen my nie in die godsaligheid. Yes. Kind van die Here, elkeen van ons het vanoggend 'n gawe van die Here af gekry. Ja. Alles is dan net om vir iemand te bid. Is 'n gawe van die Here. Yes. Alles is dan om vir iemand 'n bemoedigende woord te gee. Dis 'n gawe van die Here. Amen. Maar soek eers die geregtigheid. Ja. Jy weet, as ons Jesus gaan soek en ons vind hom en ons kry hom in ons lewe, dan gaan die geregtigheid plaasvind. Baie waar. En maar verskoon, ek het baie blaaie. Leef volgens die goue reël. Alles wat julle wil hê mense moet aan julle doen, doen so ook aan hulle. Ja. Jy kan nie verwag dat iemand vir jou moet goed wees, maar jy behandel hom soos 'n sleg. Dis waar. Ja, dis die waarheid. Kyk van die Here, ons moet mense behandel soos ons wil word. Ja. En ek kom altyd terug na my werk toe, want dit is omdat dit 'n moeilike situasie is. As jy met mense werk, broer Carlos, jy werk met mense. Dit is moeilik om altyd mense goed te behandel. Want baie mense behandel jou sleg. Ja, ja. Baie mense ondermyn jou. Ja. Maar behandel hulle net goed en die Is Here waar. sal die res doen. Yes. Lewe nou geset. Yes. Geen om in die wêreld sê nie. Ons as kinders van die Here moet nou geset lewe. Dis waar. Daar's twee paaie. Die een lyk reg en dit lei na die ewige dood. En die ander een is die pad wat baie smal is Yes, en Jesus. dit lei na die lewe, die ewige lewe. Yes. Kind van die Here, as ek sê leef nou geset, dan sê ek nie gaan sit in 'n klooster nie. Maar as ek sê lewe nou geset, dan beteken die vrugte wat by die bekering pas. Dit beteken mense moet kan sê dit is 'n man van God. Dit is 'n vrou van God. Yes. Dan het ek gesê let op die vrugte wat voortkom. As jou tone getrap word, wat kom daar uit? Ek sou vir jou sê vandag, ek dink ons sal ons hande saamslaan as ons kan sien of luister hoe kinders van die Here vloek. Hoe hulle te kere gaan. Pastoor het altyd gesê, ander pastoor het gesê, vra net jou kinders, hoe gaan dit met jou? Jou kinders sal vir jou vertel hoe gaan dit in jou huis. So kom ons let op na die vrugte wat by ons uitkom. Moenie altyd net wil doen en altyd wil vinnig wees nie. 'n Kind van die Here moet luister. Ons moet luister na mense. Ja, dit is so. Jy weet, so baie kere wil ons alles self doen, maar ons luister nie na die ander mense nie. Dis waar. Onthou of ons nou in die wêreld is of nie, ons moet luister na die sondaar. Miskien het hy 'n behoefte. Miskien het hy nodig dat jy net 'n oor gee. Sodat miskien soek hy na geregtigheid, maar hy weet nie om geregtigheid te vind nie. Dit vind nie. 'n Verstandige man bou sy huis op die rots Jesus. Dit is geregtigheid. Ons bid, ons is gehoorsaam aan die woord van die Here, ons soek Jesus. Ons bou op die rots Jesus. Amen. 'n onverstandige man
Hy bou hom op sand. Dan kom 'n groot reën by en hy spoel sy hele huisie weg. Ons kan nie hierdie oppervlakkigheid, ons kan nie Jesus oppervlakkig mee dien. Ons is in 2026. Ons weet dalk nie of hierdie ons laaste jaar is. Ja. Ons weet nie of 2027 ons sal aanbreek. Maar kind van die Here, kom ons soek vir Jesus terwyl hy te vind is. Maar jy weet, die woord van die Here sê daar gaan 'n dag en 'n tyd kom dat hy sy gees in hierdie aarde sal moet lê. Wat gaan ons dan doen? Jy gaan uitroep, jy gaan skree, jy sal sê berge, bedek my, val op my, want jy gaan nie die gees van die Here kan kry nie. Jy gaan nie vir Jesus meer vind nie. Hoekom wil ons dan altyd living on the edge, kinders van die Here? Ja. Ons leef mos net so op die edge. Wanneer dit nou swaar gaan, dan roep ons Jesus aan. Die waarheid. Maar wanneer dit nie swaar gaan, vergeet ons van hom. Ja. En kind van die Here, dit is my eie lewe vandag, kan ek vir sê. Onthou, as jy groot salarisse kry, jou inkomste is lekker en dit gaan net goed, dan vergeet jy gou. Dan vergeet jy van die gewer. Vir al hierdie dinge vir jou gee. Onthou, Jesus se woorde dra gesag. Jesus se woorde is nie som net woorde. Die vyand kan sy woorde gee, maar Jesus se woorde dra gesag. As die Here sê ek gaan voor jou uit en ek gaan vir jou plek berei, dan bedoel hy dit, hy gaan vir jou plek berei. As die Here sê ek het jou lief, dan het hy jou lief. Want God se woord dra gesag. Amen. Geregtigheid is om daarna te smag om reg te wees met God. Ons moet reg wees met God. En geregtigheid is wat God gee vir elkeen wat hom toekom. Onthou, baie van ons kan nie predikers wees nie. En baie van ons kan nie ouderlinge wees. En baie van ons kan nie die kinderbediening doen nie. Maar Jesus gee ons elkeen wat ons kan hanteer. En dan ek wil volgens jou sê, om hier te staan en te preek is nie maklik. Dit is baie moeilik. So, die Here gee elkeen van ons 'n gawe om te doen wat ons moet doen. Halleluja. Ek wil vir julle sê, die woord van die Here sê, bid en vir julle sal gegee word. Maar ons moet reg bid. Ons moet bid in Jesus se naam. Dit help nie ons bid en ons bid en ons bid en ons vra die Here, Here gee my 'n groot huis en 'n groot kar en 'n klomp geld en daai goed nie, want ons bid verkeerd. Ons moet bid in Jesus se naam. Amen. Nou die Here sal volgens sy wil vir ons doen. Halleluja. Ek wil volgens vir jou sê, pas op vir valse profete. Hulle kom Yes. in wolsklere na jou toe. Toets alles aan God se woord. Alles wat jy doen, toets dit aan God se woord. En jy sal nie teleurgestel wees. Ek wil vir jou sê, as daar 'n profesie uitgaan in die kerk, gaan toets dit. Gaan toets dit aan God se woord. Want ek en broer Willie en suster Liz en die broer Johan, ons is al baie jare hier. En ek kan vir jou sê, baie profesie uitgegaan. En die Here is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Want die Here laat sommer net 'n profesie uitgaan omdat pastoorlus is om te profeteer. Gaan toets die profesie. 'n paar goeie vrugte is liefde. En dit is een van die grootste vrugte. Dis maklik om vir iemand te sê ek het jou lief. Maar wys dit. Wys vir iemand jy is lief. 'n ander een is ywer. 'n ander een is ywer. Wat se ywer het jy vir Jesus? Wat doen ons vir die Here vanoggend? En mense het baie verskonings om te sê, ja, maar ons is so besig en ons doen dit en ons doen dit en ons doen. Ons kan nie dit voor God gooi. Wat gaan ons doen as ons eendag voor Jesus staan en hy sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken. Wie van julle wil daardie woorde hoor? Ek wil dit nooit in my lewe hoor nie. So 'n paar slegte vrugte, selfsug. Kinders van die Here raak baie selfsug. Baie. Ek dink net aan myself. Worry nie oor iemand anders nie. Ek is op pad hemel toe.
Pas op, kind van die Here, jy is nog so besig, as jy nie meer op pad hemel toe nie. Naaiwer. Liefdeloosheid. Mense wat niks omgee vir iemand anders te doen. As jy die geregtigheid bewerk, sal die Here sê, gaan weg van my af as jy nie die geregtigheid bewerk het. Gaan weg van my af, ek het jou nooit geken. As jy geregtigheid bewerk, sal jy vir Jesus eendag sien. Jy sal eendag die ewige lewe beerwe. Luister na God se woord en doen die wil van God. Kinders van die Here, ons moet Jesus se wil begin soek in ons lewens. Ons moet Jesus se woord begin doen in ons lewens. 'n leerling is nie bo sy meester nie. Ons kan nie vir Jesus dikteer nie. Jesus is ons leermeester. Amen. Ons moet geleer word om die weg te wandel. Ek het 'n paar skrifgedeeltes van geregtigheid. Matteus 5 vers 1 tot 12. Doop is 'n geregtigheid. Het jy dit geweet? Ja, is geregtigheid. As jy gehoorsaam is aan God se woord, doop is geregtigheid. Jy moet gedoop word. Ja, jy moet. Jy moet weergebore word. Ja, jy moet. En jy moet vervul word met die Heilige Gees. Dit is alles geregtigheid. Wie geregtigheid en weldadigheid najag, sal lewe, geregtigheid en eer vind. Ek wil vanoggend afsluit, ek het 'n klompie verse, teksgedeeltes wat ek julle wil gee. En julle kan dit gaan naslaan en 'n bietjie lees, want dit gaan oor dood, dit gaan oor genesing, dit gaan oor bekering, dit gaan oor die doop. So ek gaan dit lees as jy dit neerwil skryf vanoggend. Galasiërs 3 vers 26 tot 27. 1 Petrus 3 vers 21. Handelinge 2 vers 38. Markus 16 vers 16. Johannes 3 vers 5. Handelinge 22 vers 16. Romeine 6 vers 3. Lukas 3 21 tot 22. Handelinge 10 vers 47. 1 Korintiërs 12 vers 13. Handelinge 19 vers 5 tot 6. Handelinge 2 41. Handelinge 19 vers 14. Titus 3 vers 5. Johannes 1 vers 33. Hebreërs 6 vers 1 tot 2. Matteus 3 vers 11. Hierdie is alles skrifte oor geregtigheid. Gaan lees oor geregtigheid. Kind van die Here, ek wil afsluit vanoggend en sê, kom ons soek die Here terwyl hy te vind. Amen. As ons nie vir Jesus gaan soek nie, dan gaan ons nie vir Jesus vind. Ek wil vanmôre vir die Here baie dankie sê vir die kosbare woord. Amen. Sy woord bly ja, en sy woord bly amen. Ek het al gewonder hoe kom kry pastoor Hardes meer mense wat kyk na. Ek gaan nie doen, ek gaan 'n klomp verse lees. Dan weet ek die mense moet kyk om te luister. Amen. Pastoor Hardes, dankie vir hierdie kosbare woord. Kom kind van die Here, wie van julle sê ek is alright soos ek is? Na jy die preek gehoor het. Men, het lyk ek moet nog begin bou. Amen. Die fondasie moet weer gegooi word. Wie is die fondasie? Jesus. En wie is die eerste stene? Liefde. Die Here weet as jy sien liefde het, maar dan morsels in die rivierwater. Amen. Prys die Here. Kom reg en kry die liefde van die Here. Amen. Prys God. Susters, jammer gaan ons die nagmaal bedien. Prys die Here. Maak jou hart vanoggend skoon voor die nagmaal. Maar die handjie, as jy kwaad is, maak jou hart skoon voor die nagmaal. So is ek kwaad. Dit is baie lief vir jou kind. Jy is so spesiaal, hoor jy? As iemand anders vir jou nie lief het, die om anders lief vir jou, hoor. Voor ek die nagmaal gaan bid en doen. Julle moet dit onthou. Ons het gesê, as die geld kom, gaan ons die hele gemeente uitkom vir die ete, né? Onthou nou broer Willie en Lissy, julle gaan nie wegbly nie. Ons gaan almal die hele gemeente nooi.
As ek klomp klein kuitjies ek maak en ek mooi groot vet groot. Dis my kuitjies. Halleluja. Ons kan net ons oor toe maak en bid ons gou saam. Bid net agter my aan. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Christus Jesus. Ek kom bely my hart uit. Ek vergewe uit my hart uit. Ek vra Jesus, vergewe U my ook. Skep vir my 'n rein hart, o God. Sit in my binneste 'n vaste gees. Onsondag my met hierso. Dat ek rein kan word, maar nou as ek julle moet net die broodjie en die nagmaal saamvat, hoor. Nie eers dit en dit nie, want daar moet 'n gebed kom. Ons moet dit reg doen. Die Bybel sê baie mense het dood gegaan vroeg omdat hulle die nagmaal verkeerd gebruik het. Ja, hande is nie vuil nie. Ek het 'n lappietjie. Dankie vir die wonder. Die liggaam wat vir my gebreek het. By ander woorde. Nou nagmaal my kinders. Nagmaal is 'n baie heilige saak, hoor. Bid agter my aan, sê dankie Jesus. Soos ek die liggaam eet. Kom daar nou genesing. Vir my liggaam. Dankie vir die bloed. Soos ek die bloed drink. Kom daar versoening. Tussen my en U.
Ek hoop julle gebruik nagmaal elke oggend by julle huise. Wat julle nie doen nie. Jy moet elke oggend nagmaal gebruik by jou huis. Dit is uitop belangrik. Ja, julle doen. Dit is die bloed wat my verlos het. Toe ek so diep in die sonde was. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Toe ek so diep in die sonde was. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Toe ek so diep in die sonde was. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed wat my verlos het. Diep in die sonde was. Broer Derek sluit vir ons af asseblief. Dierbare Hemelse Vader, ons kom vanoggend hier voor U en ons wil dankie Here vir die nagmaal wat ons gehou het vandag. Dink aan U Here wat gesterf het vir ons sondes, Here. Ons kom net vir dankbaarheid vir Here en sê dankie dat ons in U huis kon wees, U te loof en te prys. Ons pastoor Harris vir ons gepreek het, Here, dat dit voedsel vir ons siele sal wees, Here. Hier waar ons dit uitbeweeg het mekaar uit, Here, dat ons kan lief wees vir mekaar en U kan loof en prys en vir ander van U vertel. En ons sê net dankie, Here, vir alles. Gaan so saam met ons waar ons hier ry, Here, maak vir ons pad reguit, Here, sit en op by ons elkeen. Ons bid dit in Jesus naam. Ons sê dankie, Vader. Gaan saam met ons pastoor, gaan saam met sy vrou, gaan so saam met elkeen van ons. Kom met sy dankbaarheid in die wonderlike naam. Amen. Die ware en liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader net ons wees en by ons bly. Here, maak ons dankbare harte. Ja, Jesus. Here, dankbare mense is bly mense. Bly mense is oorwinnende mense. Help ons in Jesus naam. Amen en amen. Onthou vanaand 7:00. Broer Johan bring vir ons die woord op Telegram hoor. Bid vir hom dat die Here hom sal salf en seën. Amen.